Naweek is oor doen dinge vir jou aftyd. So toe ek uitvind dat Kaapstad vanjaar sy 20ste internasionale vleerfees gaan hou, was ek vlug en vlam. 26 skole se kinders is geleer hoe om kites te maak, so toe gate crash ek daardie makkie. As ek dit reg het, is dis die klassieke swalkie vleer. Basies die raamwerk van die kite herinner mense aan die bou van 'n swalkie wat in die lug vlieg. Daarom noem hulle dit swalkie kite. So verduidelik vir my, wat het jy gedoen tot dusver en wat is die stappe om hom klaar te maak? Basies wat ek klaar gedoen het, ek het die raamwerk bymekaar gesit. Wat ons nou saam moet doen is om die ster te klaar te maak en dan sal ons die kite kan oortrek met die papier wat ons nou uit gaan kies. Okay, so ek dink blou is goed. Oranje ook. Hierdie. Volgens die vat moet mense ligte materiaal soos bamboesstokkies en waspapier gebruik. Houtgom is die beste vir plak en maak sommer 'n stert met 'n vullesak wat jy sny. Plastieksakke kan ook werk. Right. Lyk my is klaar. Hæ? Hulle noem my Johnny Casso. Ek weet nie hoekom nie. Okay, ek sê no, jy sê week, no? Week. Yes, please. Ons ons wag seker vir hom om droog te raak. Ja, ons wag en dan sal ons kom vlieg. Nou vlieg ons hierdie bad boy. Kom ons los hom net hier. Tot dan, ek gaan 'n bietjie gaan explore. Dankie vir al jou hulp. Fantasties, gooi hom op. Boom, ek sien vir jou later. Die Meisenbergfees wat in samewerking met Cape Mental Health gehou is, se tema was Beyond the Blue. Daar was mense van reg oor die wêreld met allerlei tipe kites. Wow. Julle lyk besig hierso. Goeiemôre Marco. Cindy, hierdie kite verskil baie van die een wat ek nou net gesien het. Dis reg, hier is 'n power kite. Maar hy werk met die wind, gee die krag, hy werk met 4 lyne, 'n hoof powerlyne en onder is jou diepe powering lyne. So hy verskil van 'n standkite, die one-liner. Met 'n one-liner doen die wind die werk. Jy vlieg hom net, met die power kite doen jy die werk. As jy die movie How to Train Your Dragon gesien het, sal jy definitief hierdie swart draakie herken. Kyk, jy's 'n internasionale kiter met baie bekende kites. Ek moet sê ek herken definitief die draak. We brought 2 kites to Cape Town this year. We brought Toothless from the movie, and we brought Pegasus, which is our latest kite. The Toothless kite is the one that just flew under Tower Bridge just about a month ago. We pulled him up the river behind a boat, and they opened the bridge for us, and we flew him in underneath. So hoekom die groot liefde vir kiting? The creativity and the challenge of making unusual shapes fly. So, you know, Toothless is not supposed to fly. It really is a cartoon character. So the challenge of actually engineering that into something that will fly like a kite, and that always excites me. Daar was definitief 'n paar vreemdes waarby ek nou nie juis kon verbyloop nie. Dis 'n interessante ontwerp wat jy daar het. Hy word gemaak deur 'n kitemaker in Engeland, Carl Longbottom. Dis 'n fighter kite. As jy nou sê fighter kite, wat bedoel jy? Weet jy, hulle word gebruik vir kite fights. Dit was altyd in die ou dae, het hulle mekaar se lyne gesny om te kyk wie kan die beste vlieg, en deesdae is hom net op 'n puntestelsel. Hierdie kite kom uit Engeland uit. Weet jy van enige kites wat reg Suid-Afrikaans is? Daar is net een kite wat reg Suid-Afrikaans is en dit is die swalkie kite. Dit het saam met die Kaapse Maleiers ingekom en dis die enigste een wat self gemaak word. Ek het al gepraat van 'n swalkie kite. Ek het vroeër vandag vir my een gebou. Ek sien hy's hier aan hier kom. Gaan ek net 'n bietjie beklei? En die wind met hierdie ene? Nee, ongelukkig nie. Ek sal my eerder vol vir dankie. Yes. Alright, maar hier's my kite. Ek gaan 'n bietjie gaan vlieg. Ek sien julle later. Die swalkie kite se naam kom blykbaar van die regte voeltjie se vurkster. Dit lyk siek. Okay, is nou droog. Laat ons kyk wat jy kan doen. Gaan ons op vlieg? Okay. Kan die ster los? Met die tipe kites doen die wind mos die werk. So in teorie moes dit maklik wees om te vlieg, maar dis nou as jy maar jou nie Sean Marco noem nie. So vandag vlieg my kite vir die eerste keer. Want ten minste vir 'n tydjie. Die Meisenberg Kitefees is 'n moed. Ek hoop ek sien julle volgende jaar hier. Ek gaan gou kyk of ek dit nog 'n bietjie kan vlieg.